So, 'n kwadratiese drieterm, die faktorisering daarvan, dis 'n vraag wat mens of 'n terms wat mens leer in graad 9 om dit te faktoriseer en dan hierdie gaan deur tot 'n matriek toe waar jy hierdie somme redelik baie van gebruik. So kom gewoonlik daarso as 'n x kwadraat plus of minus 'n konstante waarde met 'n onbekende en dan het jy 'n plus of 'n minus van 'n konstant of 'n reële getal. So as ons gaan kyk om hierdie op te breek en ons weet nou al van die vorige werk wat mens gedoen het, dit kom gewoonlik van 'n x plus iets en 'n x of 'n x minus plus of minus 'n getal wat mense dan uitmaal en dan kom mens dan by hierdie term uit. So ons wil nou net van hier af, wil ons nou daai kant toe gaan. So ons gaan dan kyk hoe om dit te doen van die basiese beginsels af. As ek gaan hierdie ding faktoriseer, moet ek weet is, baie mense sal sê dit is, sal dadelik sê dit gaan 'n x minus 6 wees, ag 'n x minus 4 wees of 'n x plus 2. Okay, en as jy hierdie uitmaal, dan het jy die eerstes wat jy doen, ons sê altyd emal. Het jy die eerstes wat jy maal, wat jy dan x kwadraat kry, en dan het jy nou die uiterstes wat jy maal, die middelstes wat jy maal, kry jy minus 4x, en dan het jy die uiterstes wat jy maal, wat daai buite is, plus 2x, en dan het jy die laaste twee term, wat jy met mekaar maal, en daai is minus 8. Okay, so daai term is op, dan kry jy x kwadraat, minus 2x, minus 8. Okay, so dit is hoe die drie terms van mekaar afkom, en ons moet nou leer hoe om dit half te reverse engineer. So, as ons gaan kyk na die emal, en ons breek nou hierdie uit, in 'n manier wat ons sê, ons het hierso, het ons 'n x en 'n x, okay, so dan daar is 1x. Okay, en dan het ons 'n minus 4, en het ons 'n plus 2. So dis 'n ander manier wat jy hierdie kan maal, om die boonste term te kry. So ons kan daai twee met mekaar maal, dan kry ons x kwadraat, en as ons daai met mekaar maal, dan kry ons minus 8. Okay, so nou kort ons nog net die middelterm, en as ons nou die middelterm gaan soek, moet ons hierdie kruis oormaal. En dit is wat ons met die middelstes en die uiterstes doen. So as ek nou gaan hierso hierdie x maal met die minus 4, dan kry ek minus 4x. En as ek daai x hierso maal met daai plus 2, en dan kry ek plus 2x. En as ek hierdie by mekaar gaan tel, minus 4x plus 2x, kry ek dan minus 2x. En hierdie term kom dan in die middel daarso, minus 2x. En dan hier kry jy nou jou 3 term. So hierdie selfde kruismetode gaan ons gebruik om dan die 3 term hierso uit te gaan werk om in sy faktore te sit. Okay, so kom ons vat al hierdie uit. So, en die kruismetode is 'n baie belangrike ding, en onthou, hierdie punte, hierdie somme kry jy tot 'n matriek, en om dit reg te kry is baie belangrik. So, wat beteken bietjie meer jou tyd om hierdie somme reg te kry, en dan as jy die somme reg gekry het, en dan weet jy ten minste die punte. Wiskunde gaan nie altyd oor om alles klaar te maak nie, maar om dit wat jy doen, goed te doen, en so reg as moontlik. Okay, so het ons nou die 3 terms, so wat ons wil doen, ons wil kyk na daai 1x, en ons wil 'n 1 skryf hierso. Okay, of 1, en dan het ons nou 'n minus 2, so ons 'n minus 2, en dan het ons hierso 'n minus 8. Okay, so hier gaan ons nou die kruismetode begin, so ons wil nou weet, wat maal wat gee vir my 1. Okay, so as ek hier kyk, wat maal wat gee vir my 1, so dan
kan ek sê die enigste ding is 1 maal 1. Ok, so wat maal wat geef my minus 8? Ek gaan hierdie toets op 'n ander ene, so ek kan sê minus 8 maal met 1. Ok, en as ek hierdie nou kruis oormaal, dan gaan ek nou kry 1 maal minus 8 geef my minus 8, en dan 1 maal 1 geef my 1. Ok, dan moet jy hierdie twee, as jy dit optel, dan kry jy minus 8 plus 1, en dit geef my minus 7. Daarvan voordat ons gepraat het, hierdie waarde moet hierin kom. So ons kan sien dat hierdie nie die regte antwoord is nie. So kom ons gaan toets, kyk wat en wat nog geef my minus 8. So as ek nou hierso gaan en ek sê, ek het minus 4 maal met plus 2. Ok, so as ek dan daai nou vat en ek sê 1 maal minus 4 geef my minus 4, en 1 maal 2 geef my plus 2. Ok, so minus 4 plus 2 geef vir ons dan minus 2. Nou weet ons, hierdie antwoord is reg, want hy is daar. Ok, so nou moet ek my x gaan insit. Onthou, daar was 'n x kwadraat, so daar moet dan 'n x wees, en daar moet 'n x wees. Ok, en dan kan my sê dat daai is dan die eerste hakie. So dan het ons nou as finale ene wat ons sê hierdie faktorisering is x minus 4, en dan het ons x plus 2. Ok, so daai is die graad 9 weergawe van faktorisering, 3-term faktorisering. Onthou, as daar terme van hierso sê daar was 2xy, en daar was 'n y kwadraat, ok, so dit is ook 'n 3-term, dan die enigste ding wat hier sal wees, is omdat ons hierso y kwadraat gaan hê, gaan ons dan hierso ook 'n y moet insit, ook 'n y moet insit, en dan gaan ons dan hierso het 4y en 2y. So, dit is die 3 terms, dis nie moeilik nie, onthou die kruismetode, daai is baie, baie, baie belangrik, veral as die vraagpunte tel, en dan, so net so 'n bietjie nut